Wie van julle het al in jou lewe op die plek gekom waar jy soos Paulus baie keer voel, waar hy in Romeine 7 vanaf vers 16 sê, hy sê die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Baie keer kom ons lewe op 'n plek waar ons voel, ek wil so graag heilig lewe. Ek wil so graag net vir die Jesus reg lewe, en dit wat ek sê ek nie gaan doen nie, as ek my vind, dan doen ek dit. Die nuwejaarsvoorneme, of moet ons sê die Sondag voorneme, wat ek neem, maandag as ek by die werk kom, dan voel dit net weer, asof ek terugval in daai ou groef, in daai ou gebeurtenisse, in daai ou dinge, en wat ek probeer doen, dit kry ek nie reg nie. Wie van die kan assosieer met dit, met tye in jou lewe? Ek wil vanmôre so 'n bietjie met u gesels oor die onderwerp, wen daardie innerlike oorlog. Daar's baie maal 'n oorlog waarin ons onsself bevind, geestelike riem, maar ook fisies. En baie maal loop ons met hierdie oorlog binne in ons, waar ons probeer om goed te wees, probeer om reg te doen, maar dit is 'n worstelstryd, en dit is moeilik. En vanmôre wil ek met u begin gesels, en ek wil aanpas met dit wat Brian gedeel het, waar hy gesels het oor wie is ek? Wie is die ek in Christus, maar wie is die groot ek is in my? En Lodewyk ook so mooi aangepas oor die verskil tussen dankbaarheid en om, is dit vergenoeg te wees? Wat is die verskil daar, want ons fokus tog op, ek wil die beste ek vir Jesus wees, wat ek kan wees. Ek wil nie iemand anders te wees nie, ek wil Eben wees wie God geroep het om vandag te lewe, maar daai Eben struggle met tye. Ek weet nie van u nie, maar as ek eerlik is dit om kind van God te wees, nie altyd maklik nie. Dis 'n voorreg, dis 'n eer, maar dit kos partykeer dat jy moet opstaan teen ongeregtigheid. Dit kos dat jy moet uitspraak maak teen negativiteit, vloeke en bindinge en allerhande negatiewe dinge. Ek wil vanmôre met jou gesels oor daardie onderwerp. So blaai saam met my in die Bybel na die boek van Efesiërs. Ons gaan uit Efesiërs lees hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 van vers 1. En dan die tema handel oor ken jou vyande. Daai innerlike oorlog, ken jou vyande. Efesiërs hoofstuk 2 van vers 1 tot en met 3 gaan ons saam lees. Vers 1, hy lees soos volg. Kom ons lees saam. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak. En wie praat hy hierso? Paulus praat hier met die kerk, met jou en met my. Hy sê, want julle, ek en jy, het Jesus lewend gemaak. Hy sê, wat dood was deur die misdade en die sondes. Aan die ander woorde, hy praat met die wat tot bekering gekom het. Hy praat met die wat hulle saak met die Here probeer regmaak. Hulle wat heiligmaking nastreef, hulle wat die kind van God is. Hy sê, julle het hy lewend gemaak. Hy sê, wat dood was deur die misdade en die sonde. Dan gaan hy aan, hy sê, waarin julle tevore gewandel het. Met ander woorde, hy bring onderskeid. Hy sê, daar was 'n vorige lewe, en nou is daar die lewe wat jy nou lewe. Die lewe van dood, maar nou die lewe van lewe, want jy het lewend geword. En dan gaan hy aan met die volgende, hy sê, baie belangrik, hy sê, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld. As jy in jou Bybel skryf, as jy notas maak, onderstreep daar die woord wêreld. So maak 'n nota van wêreld, nommer 1, en dan sê hy, volgens die owerste van die mag van die lig. Onderstreep daai gedeelte, volgens die owerste van die mag van die lig. Dan gaan hy aan, hy sê, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Met ander woorde, daar's 'n owermag wat in die kinders wat die ongehoorsaamheid navolg werk. Ek en jy weet, dis die Satan en sy demoniese magte. En dan vers 3 sê, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het. Hier verwys hy weer na die ou mens, die persoon voor wedergeboorte. Hy sê gewandel het in die begeerlikhede van die vlees. Onderstreep die woord vlees of maak 'n nota. Vlees.
Hy sê, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Wanneer ek in die vanmôre na hierdie versgedeelte luister en kyk, dan sien ons dat die woord van God in Efesiërs hoofstuk 2 haal 3 dinge uit. Hy noem 3 dinge en hy wil vanmôre begin om met u te gesels oor die eerste 2 vyande waarmee ons baie keer sukkel. Vyande waarteen ons oorlog voer in die geestesreële, maar ook in die fisiese. Hy noem 3 dinge. Die eerste een is die wêreld. Sê saam met my die wêreld. Dan praat hy van die owerste, hy praat van die vors. Hy praat van Satan. Sê saam met my die Satan. En dan die derde een is die vlees. Hy sê waar ons voorheen gewandel het. So ek wil vanmôre so 'n bietjie kyk na die wêreld en na die oorlog wat ons het teen die bose magte. Sal u vanmôre saam met my stem as ek sê ons is in 'n worstelstryd in die geestesriem sowel as in die fisiese riem. Gesels vanmôre eerstens so 'n bietjie met u oor die wêreld. En wanneer ons praat van die wêreld, dan verwys dit nie na die aarde nie. Dit verwys na die berge en die valleie en die oseane nie. Ons praat van 'n wêreldse struktuur en 'n stelsel wat teen God rebelleer en teen God opstaan. Wanneer ons praat van hierdie wêreld, is dit 'n stelsel en 'n struktuur wat alles wat goed is, alles wat mooi is, alles wat God geskape is of geskape het, probeer verander. Wanneer ons praat van hierdie wêreldse stelsel, dan glo ek u gaan saam met my stem dat die mensdom, die mense probeer al ewig, is konstant besig om te probeer om God se waardes, God se beginsels te verander. Het jy al gesien baie maal, dan kry jy mense wat dit wat goed is, sleg maak. En dit wat sleg is, goed maak. Jy sien, dis presies wat hierdie wêreld se stelsel en die wêreld probeer doen. Is dit om dit wat God geskape het, dit wat rein is, dit wat mooi is, te probeer herdefinieer. Dit probeer om 'n ander betekenis of 'n ander doel daar te skep. En die realiteit is, ek en jy as kind van God, lewe in hierdie wêreld. Ons is nie van hierdie wêreld nie, maar ons lewe in die wêreld. Jy sien, wanneer jy Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, dan is jy nie van hierdie wêreld nie. Jy's burger, seun en dogter van die lewende God. Dan is daar 'n spreekwoord wat sê, we are just passing through. Want ons is op pad na 'n ewige lewe saam met God drie-enig. Maar totdat Jesus terugkom, solank hy vertoef om terug te kom, is ons in hierdie wêreld. En lewe ons in hierdie wêreld. En het die Here 'n plan en 'n doel vir ons in hierdie wêreld. En daardie doel en daardie plan roep die Here u en my om te vervul, solank as wat ons asem het. Jy stem saam met my, as jy nie meer lewe nie, kan jy niks doen nie. Jy sê, as die asem uit is, kan jy nie praat nie, kan jy nie funksioneer nie, kan jy nie God se hande en sy voete wees nie. Maar solank as wat jy asemhaal, solank as wat jy lewe, glo ek, is daar nog 'n doel en daar's 'n plan. Sê vir die persoon langs jou, God het 'n doel en 'n plan met jou lewe. God het 'n doel en 'n plan met jou lewe. En alhoewel die wêreld probeer om dit te verdraai, dit te herstruktureer of dit te verwronge te probeer maak, kan ek en jy en moet ek en jy in Jesus Christus, in oorwinning, in hierdie wêreld staande bly. Jy sien, dis ons eerste vyand. Dis daardie worstelstryd teen hierdie struktuur wat Satan daar gevorm het. Hy probeer met al sy mag en krag om dit wat mooi is te verwoes. Jy sien my boetie en my sussie, hierdie opstand, hierdie rebellie wat hierdie wêreldse struktuur en stelsel teen God het begin by Adam en Eva. Jy sien,
Adam en Eva het verloor dit wat God aan hulle gegee het. Hulle heerskappy, die heerlikheid van God, daai oorwinning, daai seën wat God vir hulle gee het hulle verloor toe hulle geluister het vir Satan. Maar een van die grootste doele wat die vyand nog altyd probeer het, was nie net om Adam en Eva te laat val nie, was om dit wat God geskaap het, dit wat reg is, dit wat skoon is, dit wat rein is, te herdefinieer. Ek gebruik die woord herdefinieer, want hy probeer 'n ander definisie vir goed gee, wat God nie noodwendig goedkeur nie. Daar's 'n woord wat ons altyd gebruik, en dit is die woord allegorie. Wie van het al van allegorie gehoor? Allegorie het 1 of 2 betekenisse vir een voorwerp. In ander woorde, ek sal byvoorbeeld 'n appel vir u voorhou en vir u vra, wat is hierdie appel? Dan sal jy vir my sê, dis 'n appel, want hy's rooi en hy lyk soos 'n appel. Maar iemand anders, dis 'n ander betekenis agter daai woord appel. En wanneer hulle die woord appel sien, sien hulle gifappel. Of hulle sien gesondheid. Of hulle sien dit wat die vyand gebruik het om Adam en Eva te verlei. Nou, daar's allerhande ander betekenisse, en wat die vyand kom is baie subtiel, bring hy met allegorasie, goeders, betekenisse en redes agter dinge wat God daar geplaas het, wat reg is, wat skoon en wat rein is. Hierdie wêreldse stelsel probeer om die huwelik te herdefinieer. God sê, die huwelik bestaan uit man en vrou. Die man sal sy ouer huis verlaat, hy sal sy vrou aankleef en hulle sal een word. Wat sê die wêreld? Jy kan maar trou met 'n boom. Regtig? Jy kan trou met 'n dier, jy kan trou met dieselfde geslag. Met ander woorde, hulle probeer dit wat God daar geskep het, wat skoon en rein en mooi is, herdefinieer. Hoor jy wat ek vanmôre sê? Die wêreld probeer met alles om seksualiteit te herdefinieer. Ek wil nie noodwendig 'n naam noem nie, maar as een van hierdie baie bekende wêreldse celebrities, wat sy seentjie gebore is nou, nie gebore is, so ruktig gebore is, wat nou 4 of 5 jaar oud is, en sy het gesê, sy sal hom nie hom of haar noem nie. Dis dit. Totdat dit kan besluit wat dit wil wees. Man of vrou. Jy sien hierdie wêreldse stelsel probeer herdefinieer. God sê jy's man of jy's vrou. Daar's feite wat daar teenspreek. Amen. Maar ons probeer dit verdraai. Nee, moet ek sê ons nie. Hierdie wêreldse stelsel, en ek en u staan teen hierdie wêreldse stelsel. Hierdie wêreldse stelsel probeer om plesier en genot te herdefinieer. Die kinders van die Here kan mos nie die lewe geniet nie. Dis mos droog en is moeilik en is 'n drup om 'n kind van God te wees. Of dis wat hulle probeer sê. Jy moet jou vergryp aan allerhande ander goeders wat jou help om beter te laat voel. Jy kan nie net jouself wees nie. Die wêreldse stelsel probeer liefde, opregte, waardevolle liefde herdefinieer. Liefde wat gebaseer is op hoe jy my laat voel. Liefde wat gebaseer is op wat jy vir my doen, wat jy vir my gee. En die oomblik wanneer jy dit nie doen nie, dan sit ek my liefde af, soos 'n ligskakelaar. Want nou is ek nie meer lief vir jou nie. En dan, ek kan my liefde bære, en ek kan weer nuwe liefde vind. Is die liefde wat die wêreldse stelsel na vore bring, word gebaseer op goedjies. Om vir jou vrou 'n roos te koop met Valentynsdag, maar pappa, vergeet net daai roos. Ja, vir jou verjaardag, dan koop sy vir jou 'n kaktus. Net om vir jou te wys, hy's nie baie lief vir jou nie. Amen. Jy sien, dit probeer verwronge maak en draai, dit wat God skoon en rein gemaak het. Ware liefde word nou iets wat ek vir jou moet gee en doen, in plaas van wie ek is, in en vir jou. So ons worstelstryd is teen hierdie wêreld.
En ek dink, dis baie keer waar ons struggle, want wanneer ons blootgestel word in situasies en omstandighede om ons, waar ander dit doen, dan moet ek en jy 'n keuse maak. Gaan ons daal, nie dat ons verhewe is en beter is nie, maar gaan ons daal na 'n vlak toe, waar ons gelykvormig word aan die wêreld, waar daar nie regtig onderskeid gemaak kan word tussen kind van God en kind van die wêreld nie? Of gaan ons staan vir dit wat reg is, dit wat skoon en dit wat rein is? Jesus sê, ek kom vir 'n bruid wat gereed is. 'n bruid wat my verwag. 'n bruid wie se kleed skoon is. Nie 'n bruid wat se kleed nog stink van gisteraand se party wat oorgebly het. 'n bruid wat gereed is, 'n bruid wat heiligmaking nastreef, 'n bruid wat nie vasgevang is in 'n wêreldse struktuur en stelsel wat verskonings maak vir alles wat hulle verkeerd doen nie. Daai struktuur beklei teen God en teen alles wat van God is. Hierdie herdefiniasie, as ek dit so kan noem, het begin met Lucifer, wat teen God gerebelleer het. Wat in opstand gekom het teen ons soewereine God. Lucifer wat sê, ek sal myself verhef bo die troon van God. Ek wil aanbid word. Daai ek, dis waar die uitdaging en die probleem inkom. Jy sien, die wêreld sê, dit moet goed gaan met my. Menseregte, ek, in plaas van, ek het gesterf. Ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my. Het gaan ons nie meer oor my nie. Dit gaan oor God en oor sy koninkryk. Of dit is wat die woord van die Here vir u en my leer. Jy sien die oomblik wanneer die mensdom op 'n plek kom, waar ons God se hoër gesag ondermyn, in opstand kom teen God se gesag, rebelleer teen God se gesag, dan moet ons op 'n plek kom waar ons ons eie reëls en ons eie waardes moet skep, want ons aanvaar nie God se nie. En die realiteit is die vleeslike, die menslike reëls, waardes is boos, is vleeslik, is negatief. Daar's so baie mensies wat God se seën en voordele in hulle lewe wil hê, maar hulle is nie bereid om gehoorsaam te wees aan God se woord en aan sy gebod nie. They want the blessing, but they don't want the blesser. Jy sien, as ek en jy nie submit aan God se gebod, aan sy woord, aan sy waarheid nie, hoe kan ek sy blessings in my lewe verwag? Hoe kan ek sy hand soek, maar nie sy hart nie? Daar's ongelukkig soveel mense wat die koninkryk soek sonder die koning. So baie wat 'n voorspoedige lewe wil lewe, maar hulle wil nie die beginsels toepas wat lei tot daardie voorspoedige lewe nie. Ek wonder partykeer, hoe moet God voel as mense net sy hand soek, maar nie sy hart nie? Pieter, hoe gaan jy voel as aardse pa, as jou kind jou net ken, vir as jy vir hulle iets kan gee en doen? Jy is mamma, hoe gaan jy voel, as jou kind net lief is, wanneer jy vir hulle 'n chocolate broodjie gee, wanneer jy vir hulle kan iets doen, maar wanneer jy nie vir hulle iets kan doen nie, dan is hulle nie meer lief vir jou nie. Of dan ken hulle jou nie. Dis nou nie in hierdie kerk nie, maar ek sien in ander plekke, sien jy hierdie jonges, as hulle so tieners word, Stefanus, dan loop hulle in die mall, dan wil nie pa en ma se hand vashou nie, hulle loop daar op hulle eie. Pa moet net nie sy arm om my sit, het julle al gesien? Daarom nie hierdie kerk, dis ander wêreldse strukture en stelsels. Hoe moet dit vir die Here voel? As ons net sy seëninge soek. Op 'n Sondag kom ons net hier en sê, Here, ag raak my net aan, seën my net, bless my net, maar ons dink nie om te pos en vir Jesus te vra, Here, hoe was die week? Ons weet God is nie vasgevang in tyd nie. Ons te vra, Here, hoe gaan dit met U? Ons dink baie keer ons mag dit nie vra nie. Want dit gaan altyd goed met God en dit doen. En daar is nie gebrek en daar is nie tekortkominge nie.
Maar het jy al ooit daaraan gedink, om vir Jesus net te vra, Here, hoe voel u vandag? Ons staan eendag in 'n diens, en ons is in lofprysing en aanbidding, en ek weet nie of julle al ervaar het nie, partykeer is daar net 'n lofprysing en 'n aanbidding atmosfeer, dit gaan net goed, dit vloei, en almal sing, en almal is ingetune, en dan kry jy daai dag, waar het lyk net asof niemand wil sing nie. Dis net dood. En ek staan voor, en ons sing, en ons draai die ding, druk, as ek daai spreekwoord kan sê, en die mense aanbid, en dit kom so my gees op, ek moet die Here vra, hoe gaan dit met hom? Wat voel hy? Ek sê, Here, wat ervaar u vanmôre? Mis ek iets? Wat gaan aan? En ek ervaar so my gees, Jesus wat staan, en trane wat oor sy wange loop. Ek sê, Here, maar, hoekom hierdie trane? Hy sê, weet jy, as ek na my kinders kyk, dan sien ek hulle lippe beweeg, maar ek hoor niks. Hy sê, ek sien hulle sing, maar hulle bedoel nie wat hulle sing nie. Hulle staan daar met hande op, maar dit kom nie uit die hart uit nie. En ek ervaar vir 'n oomblik sy hart te seer oor die bruid, die liggaam se toestand. En om terug te kom na die eerste punt toe, hierdie worstelstryd teen die wêreld en teen sy stelsel, dis baie keer iets wat ons vashou. Want ons is vasgebind aan dinge van hierdie wêreldse stelsel en struktuur. Dinge wat ons terughou. Wie van u kan onthou in COVID-tydperk? Hoeveel was in 'n worstelstryd tussen dit wat die werk van ons vereis en dit wat ons geloof sê? Daar was van julle wat julle werk verloor het omdat julle nie wou ingeënt word nie. Dit was jou geloofsbesluit, dis wat jy wou staan voor, maar die werk het sê, as jy jou nie laat inent nie, kan jy nie werk nie. Kan julle onthou? Jy sien, daar is sisteme en strukture wat jou terughou baie keer. En dis ons eerste vyand. En daarom as kind van God moet ons op die plek kom waar die woord van God gesê het in Efesiërs 2, ons het dit wat ons ingewandel het van tevore, dit moet ons van breek, want Jesus het ons vrygemaak. Ek praat nie so erg net van die goedjies wat ons doen, wat ons nie moet doen nie. Ek praat van die ding wat jou vasbind aan daai wêreldse struktuur en stelsel. Ek wil vanmôre 'n baie belangrike stelling maak. Ons is nie teen die mense in die wêreld nie. God het mense lief. Jesus het kom sterf vir die verlore gaande siele. So waar ek vanmôre sê, ons moet opstaan vir dit wat reg is, vir die waarheid, dan sê ek nie, ons moet die mens beklei nie. Punt nommer 2, ons kom in opstand teen die een wat hulle manipuleer en beheer. En dit is Satan en sy demone. Die duiwel, Satan en die demone is ons tweede vyand waarmee ek vir 'n oomblik so 'n bietjie met u wil gesels. Blaai saam met my in die Bybel na Efesiërs hoofstuk 6 toe asseblief. Wil vanmôre so 'n bietjie fondasie gooi op dit waarheen ons op pad is. As die Here wil, wat ek die volgende paar weke met u wil deel. Efesiërs hoofstuk 6 vanaf vers 12. U almal ken die gedeelte waar ons lees aangaande die worstelstryd waar ons is en waar ons die wapenrusting van God moet aantrek. Nou vers 12 hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. U sal onthou, ek het dit nou gesê, ons is nie teen die mense van die wêreld nie. Hy sê hierso, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Met ander woorde, in plat Afrikaans, ons oorlog is teen die duiwel en teen sy demone. Dis ons tweede vyand waarteen ek en jy moet die oorwinning behou wat Jesus klaar gegee het.
Ek het al baie keer gehoor, mense sê vir my, pastoor, moenie vir my die waarheid gee nie, want dan gaan ek later gejudge word, want nou het ek die waarheid gehoor. Solank ek net nie die waarheid hoor nie, dan weet ek is veilig, dan kan die Here my nie daarop judge nie, want hy gaan my judge op die waarheid wat ek gehoor het. Hoe kan die vyand vir jou jok dat jy dit kan glo? Dan het ek al mense gehoor wat sê, ons glo nie regtig in die duiwel nie. En solank ek nie hom glo nie, hom nie sien nie, hom nie hoor of voel nie, is hy nie 'n werklikheid vir my nie. Baie gelowige glo, hemel en hel is in jou kop. In ander woorde, Jesus en die duiwel is in jou kop. Want het goed gaan met jou, dan is jy in die hemel. Want het sleg gaan met jou, dan is jy in die hel. Hel, maar dit maak nie sin nie. Daar moet tog lewe na hierdie lewe wees. Alles kan nie eindig in my kop nie. Amen. So of jy glo in die duiwel of nie, hy is 'n werklikheid en daar's 'n worstelstryd tussen die kinders van God en die bose magte. Nou ek wil nie oor die duiwel praat nie. As ek nooit oor hom hoef te praat nie, is dit vir my die beste. Want die woord van die Here sê ook, ken jou vyand. Want as jy nie jou vyand ken nie, kan jy hom nie aanvat nie. Christo, as jy weet, vanaand 8uur kom 'n vyand na jou huis toe, om in te breek, wat gaan jy doen? Gaan jy 7:30 in die bed klim en slaap? Wie van julle gaan dit doen? Net as jou vrou karate kyk. As jy iemand sê, mama gaan kyk gou wat's daar. Roep my as daar iets is. Nee, as jy weet 8uur gaan hulle inbreek, gaan jy mos gereed staan, of jy gaan die ligte aansit en jy gaan seker maak, hulle weet jy's daar. Want jy weet daar kom 'n vyand en jy weet min of meer waarna om te kyk, wat om te verwag. En die geestesriem dieselfde. Ons is baie keer so geestelik dat ons God waarsku ons, maar ons is te geestelik om daarna te luister. Die Here waarsku ons deur iets wat gaan gebeur, iets wat oor ons pad kom en dan bestraf ons dit en dan is dit die Here wat ons die openbaring gee of met ons praat. Ken jou vyand, dan weet jy hoe om teen te staan. So as ons in die worstelstryd het teen hierdie bose magte in die lig en dit wat aangaan, dan moet ons staande bly teen dit. Ek wil vanmôre iets met jou deel en ek glo jy weet dit. Jy moet altyd onthou, die duiwel sal altyd teen die kind van God werk. Hy sal nooit saam met jou werk as jy kind van God is. Dis 'n ander saak as jy lou warm lewe of as jy vleeslik optree of as jy dinge doen wat hy vir jou sê om te doen. Maar as jy staan vir die waarheid, gaan hy altyd teen jou staan. Hy is jou oppositie, is dit die regte woord? Tweedens, die duiwel, hoor my vanmôre, haat jou. Hy haat jou. As hy jou kan doodmaak vandag. Johannes 10 sê vir ons worstelstryd is teen die vyand. Hy sê hy kom net om te slag, te verwoes en om dood te maak. Dis sy main purpose. Die duiwel wil nie hê dit moet goed gaan met jou. Hy kom met valse geluk, net vir 'n rukkie om jou gevange te hou. Hy kom met valse idees en dinge, net totdat hy jou gehoek het, dan los hy jou. Hy laat jou net een keer daai popper gebruik, of daai zol rook, en as jy gehoek is aan dit, dan weet hy het jou vir altyd. Hy plaas nie daai een gedagte, nie in jou brein nie, maar hy skep die geleentheid waar jy daai gedagte dink, en as jy nie dadelik daarmee deel nie, vorm dit 'n vesting. Dis die worstelstryd. Die grootste teenkante wat die kerk het, is nie die ouderlinge raad nie. Dis die duiwel. Ek dank die Here vir ons gemeente. Ek dank die Here vir ons leierskap. Maar ek het boeties, vriende in die bediening, pastore, my familie, hulle trek swaar onder hulle kerkrade. Ons moet vir hulle bid. Ons moet bid vir die medebedienaars in die koninkryk van God. So ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar
teen owerhede, teen die duiwel en teen sy magte. Iets wat ek en jy moet weet is, die duiwel, Lucifer, loop nie hier rond tussen ons, elkeen, en hy versoek ons almal nie. Hoor mooi wat ek sê. As ek praat van Satan en van Lucifer, maar loop hy nie hier rond tussen ons om ons almal te versoek nie. Die Bybel sê hy is die owerste, die force is 'n ander woord van die lig, van die mag, van die lig. Hy kom en hy het 'n wêreldse stelsel en struktuur. En daai struktuur en stelsel funksioneer in die tweede hemel. Dis wat die woord van die Here vir ons leer, die Geesriem. En baie mense kom en sê, die Satan het my kom versoek. Dis nie 100% die waarheid nie. Ek mag gee vir jou 'n voorbeeld. Ek en u woon in Suid-Afrika. En ons het 'n bevolking van so net bietjie meer as 64 miljoen mense. Jou president Cyril Ramaphosa, is die president van hierdie land. En alhoewel hy die president van hierdie land is en jou president is, wie van julle bel hom weekliks en gesels met hom weekliks? Wie van julle het 'n verhouding met hom? Die realiteit is, hy ken ons dalk nie eers nie. Hy weet nie eens, hy's 'n kerk dalk hier vanoggend nie, maar hy's die president van hierdie land. In die geestesriem werk dit baie keer dieselfde. Daar's regeringe, munisipaliteite, wat onder die hoofregering werk, en om daai areas te bestuur. Die president ken nie almal in daai munisipaliteit nie. Daar's ander mense in daai munisipaliteit, wat dalk vir jou ken, wat dalk vir my ken. Selfs met die Satan. Hy het principalities, die Bybel sê, en magte wat onder hom werk. En hulle doen sy werk. Ons worstelstryd is hoofsaaklik teen daardie demoniese magte, daai bose geeste, wat jou wil kom versoek en wil kom aanval. Nie die duiwel in persoon nie. Partykeer gee ons vir Satan meer krag as wat hom toekom. Want ons klassifiseer hom in dieselfde klas as ons God, sonder dat ons besef. As ek sê die Satan is in ons almal, dan beteken dit hy moet alomteenwoordig wees. Is hy alomteenwoordig? Nee. Lucifer kan net op een plek, op een oomblik wees. Hy kan nie besit van jou neem en jou op dieselfde tyd nie. Net God is alomteenwoordig. Is Satan alwetend? Nou ons dink, hy weet alles wat ons dink. Die Satan weet wat aangaan. Nee, hy weet ook nie, jy bestaan hier nie. Jy is hier vandag nie. Is hy almagtig? Nee, hy is nie almagtig nie. Hy het limited power. Net dit wat God hom toegelaat het. Nou, as ek hom verhewe en sê, die Satan het my nou weer aangeval en hy het hierdie krag in my lewe en ek wil die Satan uitdryf. Partykeer vat ek mis. En nou, dis 'n ander saak. Die demoniese magte, die munisipaliteit onder hom, is wat ek en jy teen worstel stry. Dis teen wie ons beklei. Kom ek sê 'n voorbeeld. Lodewijk, wil jy en Sean nie gou vir my opstaan? Lodewijk en Sean is pa en seun. As ek met, kom ons sê Sean, het 'n probleem met my. In die geesriem is 'n demoniese mag wat my aanval. As ek die duiwel bestraf, Satan self, maar is nie hy noodwendig wat in persoon my aanval nie, dan kom hy weg met iets wat hy nie meer moet wegkom nie. Kom ons sê woede, aggressie. Sean is woede en aggressie en val my aan. In plaas van om woede en aggressie aan te val, bestraf ek die duiwel. Nou ons is nie noodwendig dalk, ek dink God seën ons in ons onkunde. Right, want die Satan is die oorsprong van alle kwaad. Hy is die rede van alles, maar ons mis partykeer iets, maar nou bestraf ek die duiwel. In plaas van om die probleem te bestraf. Die wortel en die oorsprong. As ek Lodewijk aanhou bestraf, gaan Sean maar net aangaan.
Ek moet die onderskeiding van gees hê, wat 'n gawe van God se gees het, om te kan onderskei. Dis woede en aggressie wat my aanval, en nou bestraf ek woede en aggressie, en die vyand wat die mag oor dit is. Julle kan sit. Julle is onder die bloed van Jesus, dis hoekom ek dit as voorbeeld gebruik. Maak dit sin? Ons wil baie keer iets uitdryf, dan mis ons die hele doel. Ons worstelstryd, hoor mooi, moenie my verkeerd verstaan nie, is teen Satan en sy demone. Want die Here gee vir ons 'n gawe, die onderskeiding van geeste, om spesifiek en gefokus te kan wees. En as ons die rangorde van die geestesriem verstaan, sal ons weet daar sekere magte, sekere, die woord sê sterk manne, wat ons moet aanvat in die geestesriem, in Jesus naam, wat ons moet oorwin. Ek kan nie met Tannie Rous praat en hoop Tannie Minnie verstaan my nie. As ek weet Tannie Minnie moet my verstaan, moet ek met haar praat. Amen. So ons het hierdie worstelstryd wat teen ons staan. Satan is nie God. Sy demoniese magte kan nie beweeg soos wat God beweeg. Die demoniese magte is nie almagtig, alomteenwoordig en alwetend. Dis God wie ek en jy dien. Die duiwel kan net op een plek, op een oomblik wees. En ons moet ophou om vir hom meer krag te gee wat hom toekom. Ophou om vir hom plek te gee in ons lewe. U sal onthou, ek het dit al 'n paar keer vir u genoem. Die duiwel het net die reg in jou lewe wat jou toelaat om te hê. Sy demone het net autoriteit wat jou toelaat om te hê. As jy hom toelaat nie, het hy nie die krag nie. Nou sê baie mense, ja, maar ek het al 'n duiwel uit iemand uitgedryf, en as ek hom uitdryf, dan sê hy is Lucifer. Hy lieg. Onthou, die Satan is die vader van die leuns. Wat dit wel is dalk 'n demoon wat assosieer met die Satan. En omdat hy submit aan Satan, neem hy sy naam aan. En dis nie Satan self nie. Of hy is so trots op dit wat Satan doen in sy bose koninkryk, dat hy wil assosieer met hom. Die realiteit is, jy het te doen met iets anders. Satan is die oorsprong, maar jy moet identifiseer wat gebeur. Maak dit sin? Ons sukkel baie keer, want ons praat om die probleem. Ons sorteer nie goed uit nie, ons praat om dit. In plaas van om daai eina heel te maak, gesond te maak, uit te kry, is ons bang ons offend iemand, maak iemand seer, of ons sê iets verkeerd, nou praat ons al om die waarheid, net met die hoop hulle hoor maar die waarheid. God se woord sê, dis die waarheid wat jou vry maak. Nou in konteks wil ek sê, as kinders van God, we need to call a spade a spade. Ja is ja, nee is nee. Ons kan nie goed net afspoel en afwater nie. Dis of reg, of dis verkeerd. Dis of God se plan, of is nie God se plan nie. Ons staan of vir die Here, of ons staan teen die Here. Jy kan nie in die middel staan nie. En baie keer vind ons dit moeilik, want ons probeer so 'n middellewe vang. Ons wil nie hel toe gaan nie, so ek is so half gered terug. Maar ek kan ook nie heeltemal uitgaan van die wêreld nie, want ek like hierdie dinge. Nou hardloop ek om so in die middel. Net so nou en dan op einde van die maand, kom vang ek gou 'n nagmaalwyntjie, en dan gaan ons weer aan. Ja, dis so baie ons ding. As ons net so nou en dan nagmaal gebruik, dan is ons alright. Jy sien, die nagmaal in beginsel beteken vir jou niks, as dit nie Jesus is, wie jy inneem. Jy neem sy liggaam en sy bloed in. Dit het niks te doen met die broodjie en die sappie. Dis hoekom ons nie wyn bedien in die kerk. Ons gebruik die simboliek, die rooi grape juice, wat is dit, druiwesap, wat die bloed voorstel. Dit gaan oor iets anders, dit gaan oor Jesus.
Sien, as ek daai dubbelstandaard lewe, is ek dalk 'n maagd met olie, soos die spreekwoord gesê, maar dit mag dalk gebeur dat ek nie genoeg olie gaan hê aan die einde nie. En nou wanneer die bruidegom kom en die bassein blaas, moet ek rondhardloop en olie gaan soek, want ek het nie genoeg olie nie. As ons praat van hierdie geestelike worstelstryd wat teen ons is, moet ek en jy kan onderskei. Is dit die wêreld? Is dit die vyand? Of is dit die vlees? As die Here wil, dan sal ek volgende week so 'n bietjie verder met u gesels oor die vlees. En volgens my is die vlees ons grootste vyand. En ons sal daarby kom. Het is belangrik dat ek en u kan breek in Jesus met die vashou wat hierdie wêreldse struktuur en sisteem oor jou lewe het. Ek sê nie jy moet so heavenly minded wees dat jy earthly no good is nie. Ek sê nie jy moet hierdie super spiritual persoon wees wat nie op die aarde loop, jy sweef so deur die aarde. Party mense het mos daai mentaliteit aan hierdie wêreld. Nee, ons is in hierdie wêreld. Ons is nie van hierdie wêreld. Ons het 'n ander mag, 'n ander autoriteit en krag wat ons regeer en wat ons lei. Dis Jesus Christus, dis sy koninkryk. Maar in dit moet ons weet teen wie ons staan. Ken jou vyand. So as daar van u is wat dalk struggle met aardse goeders, wat jou vashou, wat jou terugbid, wat jou gevange hou, is nodig om met die hulp van die Heilige Gees en daai goed te deel. En miskien is daar iemand wat sukkel met die bose magte, demoniese magte wat jou aanval, wat jou versoek. Jy sien, as ek en jy nie deel met sekere dinge in ons lewe nie, dan maak ons 'n oop deur. En dan kom daai dinge in wat ons in die minste verwag en kom val ons aan. Die eerste twee vyande wat ek vanmôre met u deel in afsluiting, dit is nie eintlik ons probleem nie. Want Jesus het klaar die oorwinning oor albei gegee aan die kruishout van Golgotha. In die wêreld met sy magte, met die sisteme, Satan en sy demone, God sê, in die lig, in die openbaar tentoongestel, oor hulle getriomfeer. Alle mag, alle krag, alle autoriteit in die hemel en op die aarde behoort aan Jesus. En as ek gered is, ek is kind van God, dan staan ek in sy autoriteit en in sy mag, dan kan ek met die naam van Jesus, in die bloed van Jesus, met die woord van God, teen hierdie wêreld en teen die Satan, worstelstryd en die oorwinning behou en vir hulle geen reg gee in my lewe nie. Because it's a done deal. Dit is belangrik dat ek en u dit verstaan. Baie keer wanneer ons praat van die duiwel of van Satan, van Lucifer, en raak mense bang. Hulle hou nie daarvan nie, moenie daar krap nie. Jy moet weet wie jou vyand is. En jy moet weet hy het geen reg in jou lewe nie. En hy het geen vashou oor jou lewe. Hou op om die duiwel die skuld te gee van alles. Partykeer is dit jouself. Dan was dit nooit die duiwel. Ek preek nie, ek is nie advokaat vir die duiwel nie, asseblief. Maar hoor my hart. Jy het daai chocolate gegryp want jy was lusvol. Die duiwel het hom in jou mond gedruk hier. Amen. 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 As ek te veel skuld het in my lewe, en ek skuld te veel mense geld, is ek 'n slaaf aan daai vir wie ek skuld. Nie die duiwel nie, ek het die dokument geteken. Ek het die geld gaan leen. Ek het, wat ook al, gaan doen. Nie die duiwel nie. Hoor jy wat ek sê? Ons moet opstaan en erken as dit ons was. Opstaan en sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. Die Here is in staat om ons te help om vry te kom van wêreldse strukture en sisteme. Jesus het klaar die duiwel oorwin. Ek
Ek en jy moet dit behou. Amen. Laai saam met my in die Bybel na Efesiërs hoofstuk 6. Ons grootste stryd, of een van ons grootste stryd, terwyl jy blaai, is teen die bose magte, teen die demone, ja, hulle verlei, maar jy die gees van onderskeiding, wat jou kan help om geeste te kan onderskei in Jesus Christus. As ek en u nie oorwinning vat teen die wêreld, en teen Satan, dan sit ons met twee probleme. Nie net een, jy sit met 'n wêreldse stelsel en 'n Satan, wat jou aanval. Lees saam met my Efesiërs 6 vanaf vers 10. Hy sê eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hy sê trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die luste van die duiwel. Dis teen wie ons moet staande bly. Nommer 12 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nie nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Daai lendene was 'n beld, wat hulle aangetrek het, die beld van die waarheid, the belt of truth. Dit was nie die strappie wat ek en jy gebruik nie. Daai beld het gegaan net nie van onder die naaltjie tot net die onder die lewegewende dele. Dit is so 'n breë beld gewees. En dit het hulle toegemaak, voor en agter. Ons noem dit die privaat dele. Dit het dit privaat gehou. Hoekom? Want met last, welis, kom die vyand baie keer en vang God se kinders. Pornografie, seksuele booshede, allerhande goeters wat die seksualiteit aanval, wat die waarheid moet toedek. Hy sê beskerm julle, weerhou julle van dit, lewe in die waarheid. Beskerm hierdie lewegewende dele. Maar hy bel dit toemaak. Kom ons lees verder, wat sê hy dan? Hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Het jy jou borswapen aan vanmôre? As die duiwel vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie. As hy demone vir jou sê, jy's minderwaardig, jy's 'n slegte ma, jy's 'n slegte pa, jy's 'n die of jy's 'n daai, of ander is beter as jy, dan moet jy daai borswapen aantrek en sê, ek is geregverdig in Jesus Christus. Ek is geklee in Christus. Ek het sy borswapen aan. Dit beskerm my. Amen. Wat is die volgende deel wat hy daar gebruik? Hy sê, en as skoene aan die voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Trek jy jou evangelie skoene aan, daagliks, en sê, Here, stuur iemand oor my pad, dat ek hulle van U kan vertel, dat ek vir hulle kan bid, vir hulle Jesus se liefde kan wys. Here, ek is U evangelis. Dit sê nie jy moet in die bediening wees nie. Dit sê jy moet die skoene aantrek wat bereid is om te loop. Dit sê daar waar jy my stuur, daar sal ek getuig van Jesus Christus. En dan vers 16 sê, behalwe dit alles, met die skild van die geloof, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal uitblus. En nou 'n laaste deel, hy sê, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Kan jy sien dat die twee laaste dele wat jy aanneem, eintlik van die belangrikste dele is? Want jy kan die beld aantrek, jy kan jou tekkies aan hê, jy kan jou borswapen aan hê, jy kan reg wees om te gaan, maar as hierdie ding nie reg is nie, gaan die ander nie reg werk nie. Hoeveel van ons struggle nie met ons gedagtes meer as met dinge in die wêreld? Hierdie ding, hierdie doubting box wat ek hier bo dra, ek noem dit altyd 'n doubting box, hy laat my doubt in alles. Pieter sê, hy is lief vir my, dan dink ek, wat soek hy nou weer by my? Jody sê, ek het jou gemis, pastoor, maar sy SMS in die Kaap sê, ons mis julle nie, bly langer in die Kaap.
Wat bedoel hy nou eintlik? Dis hierdie worstelstryd wat ek hier in my kop het en nou sê my vrou 'n ding en ek hoor dit anders en ek sien dinge. Is hierdie worstelstryd, wat sê die Bybel? Sit die helm op. Seun, sit hom op in die kop van ons. Ek hou van hierdie motorbike helmets. Hy het die klap hier voor. Het julle hom al gesien? Nie die peapot, nie die volle helmet. Jy trek hom toe, dan sit jy die visor toe, dan sien hulle niks hierson. Het julle al sien? Ek soek so 'n helmet op. Hy moet my ore, my neus, my mond, my oë alles toemaak. Sodat ek kan sien wat God wil hê ek moet sien. Hy wil nie met 'n doppie loop, nie wat help dit? Nou dink hulle ek's 'n moslim. Net 'n doppie op die kop. Jy het 'n volle helmet nodig, wat alles beskerm. As die demone kom skinder in jou oor, dan weet jy, dis toegemaak, hulle kan nie hoor. As my oë kyk waar hulle nie moet kyk nie, dan maak ek dit toe met die bloed van Jesus. As my mond wil praat, voordat hy wil praat, dan is daar 'n wag voor my mond. Hoekom? Want ek het die helm van verlossing op. Wanneer die vyand vir jou lieg, dan kan jy dit identifiseer. Hoekom? Want jy het die helm van verlossing op. En dan sê hy, die swaard en die gees. Dis die woord van God in ons mond, in ons hand, in ons lewe. Ons het 3 wapens waarmee ons die vyand oorwin. Die bloed van Jesus, die naam van Jesus en die woord van God. Niks anders nie. Net daai 3 dinge. En daarom het ek gesê, met hierdie 2 vyande het God vir ons klaar die oorwinning gegee. Maar ek en jy moet dit behou in Jesus. Kom ons lees gou verder, die laaste vers. Dan vers 18 sê, as julle hierdie wapenrusting aangetrek het, en julle het alles in julle, hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die Gees, en julle daartoe waak, met alle volharding, en smeking vir al die heiliges, en vir my. In ander woorde, God sê hierso, hy sê, wanneer jy die wapenrusting aangetrek het, bly staan, bid in die Gees, maar bid vir die heiliges. Ek wil jou vra, wanneer laas jy vir jou boetie en jou sussie in die kerk gebid? Ek vra nie, het jy gebid, en ek sê, Here, nou bid ek vanaand, sal jy asseblief met ons hele kerk gaan nie? Dis goed om dit ook te bid. Wanneer laas jy gesê, Here, ek bid vir Sanet? Ek dink vandag aan ek bid vir haar besigheid. Ek spreek die seën van die Here oor haar uit. Daar waar sy gaan, daar waar sy beweeg, seën haar. Gebruik haar as monster. Beskerm haar met die bloed van Jesus. Seën die werk van haar hande. Is dit nie wat hy daar sê nie? Dis snaaks, ons die ander dele altyd wil aantrek, maar ons mis baie keer daai deel, waar hy sê, bid vir die heiliges. Dis die beskerming vir ons rug. Dis die deel wat ons rug toemaak. Ons sê altyd, jy cover my back. Jy moet my rug hê. Ons moet mekaar toemaak van agter met gebed. Wanneer een van die liggaamslede ly, bid ons vir hulle of skinder ons geestelik van hulle? Rudy, bid ons vir mekaar of skinder ons van mekaar? Ons dink baie keer as ek na Jody toe gaan en sê, Jody, jy gesien wat jy Trudy gedoen? Ons moet vir haar bid. Dis nie getuig nie. Dis nie bid nie, dis skinder. Dis net om jouself te regverdig op dit wat jy verkeerd wil doen. Jy gesien wat die doppies nou weer gedoen. Kom, ons moet vir daai boetie van ons bid. Ek dink ek moet vir jou bid. Dit wat doppies dalk deurgaan is 'n realiteit, is 'n werklikheid. Dis nie vir my om dit te gaan verkondig nie. Dis vir my om vir hom in te tree en sê, Here, beskerm hom, dek hom toe onder die bloed van Jesus, seën hom. Is dit nie? Dan sê hy daar vers 20. Kom ons lees vers 19. Hy sê, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word,
as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid en verborgenheid van die evangelie bekend te maak. En sê waarvoor ek 'n gesant is in kettinge. Sodat ek daarom vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Hy sê ek mag dalk in kettinge wees. Ek mag dalk vasgevang wees. En in hierdie tydperk sy lewe was hy in 'n tronk gewees. Vasgevang, fisies. Sê maar Here, help my dat ek met vrymoedigheid, met sekerheid, met boldness die evangelie kan verkondig. Party van ons het daai kettinge, ek sluit af, van die wêreld wat ons vasbind. Kettinge van die verlede wat die demone misbruik teen ons. Jy word konstant herinner aan wie jy was en wat jy verkeerd gedoen het en al daai goeders. Die bloed van Jesus het gevloei om elke ketting, elke binding, elke vloek gebroken te hou. Het klaar gebreek, om het gebreek te hou oor die kind van God se lewe. Sê gou saam met my, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Staan nou op saam met my. Sê nou saam met my, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Ok, nou het julle dit vir my gesê. Nou moet julle dit vir julleself sê. Ek wil hê jy moet dit sê, want jy moet dit hoor, jy moet dit glo, want as jy jouself nie glo nie, hoe gaan die demone jou glo? Is dit reg? Sê oor jou eie lewe, sê ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Kom ons kyk so 'n bietjie die klem in die sin. Sê ek is tot alles. Wat is alles? Alles is alles. Alles is jou huwelik, alles is jou probleme, is jou kinders, is jou kos, dis alles. Sê ek is tot alles in staat. Wat beteken dit? Ek het die krag, ek het die autoriteit, ek het die insig, ek het die wysheid, nie my eie krag nie, deur Christus. Deur Christus wat my die krag gee. Jy sien, daai dag toe Dawid voor Goliat staan, het hy nie gesê, ek kom na jou toe, want hy was gesalf as koning deur Samuel. Hy het gesê, ek kom na jou toe in die naam van die God van die Israeliete. Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Nie in my krag nie, maar in sy krag. Dis wat ons nou sê as ek sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Sê saam met my, ek is in Christus die hoof. Ek is in Christus die hoof en nie die ster. Ek is in Christus Jesus. Ja, julle moet my laat glo, ek glo dit nie. Kom ek weer hoor, sê saam met my, ek is in Jesus. Jesus Christus. Meer as 'n oorwinnaar. Sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Wat is meer as 'n oorwinnaar? Tannie Betty werk nie om Pieter werk, sy spend sy money. Sy's meer as 'n oorwinnaar. Sy het die check uitgewerk daarvoor. Hy het oorwin, sy's meer as die oorwinnaar. Jesus het aan die kruis klaar alles betaal. Die paycheck, alles klaar gegee. Jy kan dit spend in Jesus, met respek gesê. Sê ek is meer as 'n oorwinnaar. Deur Jesus Christus wat my die krag gee. Hierdie wêreldse stelsel het geen vashou in my lewe nie. Sê ek breek daarmee in Jesus naam. Amen. Sê in die bloed van Jesus het ek alle autoriteit, alle krag om te regeer oor Satan en sy demone. Sê Satan en elke demoon, ek bestraf julle in die naam van Jesus. Wyk van my. Jy gaan weg van my. Jy het geen reg in my lewe. In Jesus naam. Wyk van my.